Vandag is het 'n bietjie anderste diens en ons hou van anderste wees, ons hou van nie stereotype te wees nie, so ons is ook op Facebook, so vir die wat ons kyk op Facebook en op YouTube, vandag geniet dit saam met ons en vir een keer op Facebook is dit 'n totale Afrikaanse diens, of Afrikaanse tyd saam. So, wat ons vandag gaan doen, is ek het 'n paneel hier saam met my, wat net prakties gaan saamgesels oor hoe om Christus te leef. So ek gaan begin deur 'n inleiding, en my inleiding gaan so deur die loop van die gesprek wees, maar kom ons begin by die begin. En die begin van die begin is dat ons praat oor die afgelope weke, oor die gedeelte van wie sê julle is ek, wat Jesus gevra het. So kom ons begin by die skrif, Matteus 16 vers 13 tot 16, wat ons die afgelope weke gelees het en oor gesels het. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die doper, sommige Elia, ander Jeremia, of een van die profete, en hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. En net daardie gedeelte wil ons by stil staan vandag. Nou my paneel wat saam met my is, van die linkerkant van die skerm, vir die wat ons daar kyk, en die linkerkant van julle wat daar sit, is Kobus. Kobus is een van die bestuurders in sekere areas van VKB Flower. Weet nou nie wat is in Afrikaans nie, maar dit is VKB Flower. En dan het ons Lourens is 'n ingenieur op die paaie, en dis nie hoekom ons paaie lyk soos wat hy lyk nie, dis hoekom ons paaie gaan verander. Dan het ons Philip is die balier in ons area, en so hy het te doen met baie positiewe en negatiewe, seker baie keer baie meer negatiewe situasies wat hy te doen het. En dan Jannie is 'n boer, besigheidsman boer in ons omgewing, maar hy is ook hy het ook die hele besigheidsforum deel van die groep wat dit aan die been gebring het en wat 'n groot rol speel in ons area heiliglik hier. Voordat ons by hulle kom, is ons nou by my. En ek wil net so 'n bietjie opsom van waar ons was oor die afgelope paar weke, die eerste gedeelte, en dan sal ek die loop van die tyd aangaan. Die vraag wat ons vra is, wie is Christus vir jou? Jesus het gesê en gevra vir sy disippels, maar julle wat nou naby my is, wie sê julle is ek? So Christus vra vir ons, Jesus Christus vra vir ons vandag die vraag, wie is ek vir jou? Ons het begin 'n paar weke terug, ons het gepraat oor die kat en hond teologie. Die van julle wat hier was, sal dit onthou, en ek gaan dit nou nie alles oorpraat weer nie, maar ons weet hoe reageer 'n kat, en ons weet hoe reageer 'n hond teenoor die eienaar of die baas. Die kat dink hy of sy is baas. Okay? Dis hoekom hulle altyd, as hulle na 'n kat kyk, dan dink hulle aan die queen. Dis die kat. Sy dink sy is in beheer van alles. En niemand sê vir haar wat sy moet doen of hoe nie. Sy maak soos wat sy wil. Maar die hond is die een wat sê, my baas is die belangrikste deel. So ons het gepraat oor, die katte leef vir hulle eie koninkryk, waar honde leef vir God se koninkryk. Dis nou die Christen, nee, die kat Christen en die hond Christen. Die kathond, die kat Christen kies Jesus vir hulle eie voordeel. In ander woorde, hulle wil Jesus gebruik vir wat hulle uit hierdie verhouding kan kry. Dis die kat Christen. Maar die hond Christen kies Jesus vir Christus se voordeel.
En hy dien Jesus waar hy bereikbaar kan wees vir hom. So, dit is net die opsomming bietjie van dit, en ons vraag daar was, glo ek dat God bestaan vir my, of glo ek dat ek bestaan vir God? En dis die groot vraag, waar ons gaan gesels 'n bietjie vandag, in ons gesels saam. So, met ons paneel, my eerste vraag wat ek gaan vra, ek gaan nie vrae vra nie, of ek sal vrae vra, maar nou nie soos, julle kan gesels, soos wat julle voel. Maar, my vraag waarmee ek wil begin, wat ek wil hê, almal net moet eerste antwoord, is in jou lewe, wie is Christus vir jou? As Christus die vraag vir jou vra, wie sê jy is ek? Hoe antwoord jy daardie vraag vir Christus vandag in jou lewe? So ons gaan net so af van die ry hierdie keer, en dan daarna sal ons hom eers aan. Hoe lang tyd het ek? Vir my persoonlik, ek gaan maar nie gehoor selfs, ek stel dat julle afsteepie. Vir my persoonlik is dit seker as 'n Christen die mees belangrikste vraag om te kan antwoord, en soos mense my nou al ken, ek het nie 'n direkte antwoord nie, ek moet net so 'n klein bietjie agtergrond gee. Dit is die belangrikste vraag om te antwoord vir my as Christen. As ek regtig glo dat Jesus my alles is, dat Jesus die waarheid is, dat hy die enigste weg is na God die Vader toe, as ek glo hy lewe binne in my, en ek glo dat God ons na sy beeld geskaap het, en as hy na my kyk sien hy vir Jesus, is dat as dit wat Jesus vir my dan is, en as ek glo dat ek 'n Christen is, en ek 'n volg vir Jesus, dan het ek nie 'n keuse om Jesus te reflekteer. So, dit is 'n scary thought, maar dit wat ek reflekteer, dit wie ek daar buitekant is veronderstel te wees wie ek dink Jesus is. As ek vinnig net meer kan beklemtoon hoe belangrik dit is om hierdie vraag te antwoord is, toe ek, dis nou nie met die besigheidsforum of met die plase doen nie, dit was ook in Wes-Afrika gewerk het as geoloog, het ek baie te doen gehad met Christene wat nie Jesus gevolg het nie, ek het gedoen gehad met moslims, alle soorte en alle tipes, ek het baie te doen gehad met ateïste, binne die wetenskap is daar maar min regtig geredde Christene, en die Here is soos wat hy ons gebruik om sy koninkryk uit te bou, en soos wat hy ons gebruik om regtig vir mense te wen, en die mense in die teenwoordigheid van die Gees te bring, het ek gereeld by die punt gekom wat ek met die mense moet gesels, en wat die Here my in die posisie geplaas het om daai invloed te kan hê binne in die mense. Dis 'n lewens om hulle in die teenwoordigheid van sy Gees te bring. En ek het besef dat 90% van die mense ken die Bybel beter as wat ek hom ken. Hulle lewe beter geestelike Christen waardes in die uiterlike as wat ek lewe. So, hoe kan ek hulle in die teenwoordigheid bring as hulle dit beter doen as wat ek het doen? En elke keer het die Here my gebring en vir my gesê dat dit is al wat hulle kort, en dis ongelukkig die belangrikste wat hulle kort is Jesus. So as ek nie vir hulle kan verduidelik wie Jesus is nie, sal ek nooit hulle kan bereik of hulle in die teenwoordigheid van die Gees kan bring nie. Ek sal nooit Jesus kan sê wie hy is as ek dit nie lewe nie. So dis belangrik, en dis wie hy vir my is as dit wat ek uitlewe en dit wat ek reflekteer, en as ek dit glo en dit vasmaak dat hy my asem is, dat hy my alles is, sal ek dit uitleef. Ons kan al die mooi ander oulike goedjies sê van hy is die Messias, hy is die een wat ons kom verlos het van ons sondes ensovoorts, maar as ek dit nie uitleef nie, is ek kan ek nie regtig antwoord dit te sê ek weet Jesus my is. Baie dankie. Dit is nou my kansie dat ek ook ietsie kan sê. Ek is so bly en my vrou is ook baie bly. Veral nadat die pastoor gesê het ons gaan baie kort wees.
En gewoonlik praat ek te lang en hy sê hou nie daarvan nie, maar toe sê hoor ons gaan baie kort wees en hy sê so bly. Ek gaan wel baie kort wees. Kortliks wil ek sê Christus is in my. Christus is my leier. Christus is my beskermer. Ek het al deur baie situasies deurgekom. Ek het al baie Goliate teengestaan. Maar sonder om geweldig te wees. Maar vir 'n ou sê ek, hoorie, jy gaan die tweede kom. En wragtig kom by die tweede. Met die mag van Jesus Christus. Sonder om te baklei, sonder om slegte woorde te praat, of sonder enige iets snaks te sê, maar op die ou end wen ek die geveg. En die geveg is eintlik nie geveg nie, maar dit is die gesprek tussen ek en die persoon wat ek mee praat, of waar ek beslag moet lê. En of jy ooit sê, hoorie so, hierdie goed gaan ek vat. Wil jy oordeel nie? Met die naam van Christus gaan ek dit vat. En jy gaan die tweede kom. Pragtig verloor hy, en vat ek dit goed. Hy is my beskermer, die situasies wat ek daglik teekom, is baie sleg. Dit het 'n mens wat baie te doen het met Christus nodig. Daarsonder, pragtig sal niks wegkom. Ek is so bly vir Christus, dat hy saam met my die hele dag, dagliks, is hy saam met my. Alles wat ek doen. Van die mense op die ou end seker, maar op die ou end wen ek die geveg. En kom ek weer terug en sê, broer, ons gesels. Dan gesels ons met die man wat ek moes konfronteer. En ek is so bly daarvoor, dat tot nou, daar is nie een van die mense wat ek ooit tegengekom het, wat vir my haat. Ja, groet ons vir mekaar, gesels ons, lag ons, en so meer, dat die ou verstaan, waaroor gaan jy. Want dit is eintlik geen fout. Dat jy vir ou sê, hoe so? Die man sê, jy moet hom betaal. Jy skuld hom, betaal hom. En hy weet, jy moet betaal. Op die betaal hy. En daarna sê jy, broer, ek het vergeet. So eenvoudig, ek het vergeet om te betaal. Dan begin jy om te leer om te betaal. Dit gaan nie daaroor, maar ek is so bly, dat ek nou ook in hierdie keer gekom het, waar ons dagliks die waarheid oor Christus kry. Ek het nie oor alles geweet nie, maar op die ou en weet ek, dat ons is allemaal mense, ons is allemaal God se geskik, ons maak allemaal foute, maar op die ou en bly ons God se geskik. Daar's nie ander manier nie. Dankie. Ja, ek wil net by Jannie aansluit. Ek is ook in 'n industrie waar daar klomp mense is wat nie noodwendig die Here volg nie, en dan dies wat die Here volg, weet mense altyd of wat hulle praat die waarheid is, of dit maar net spraatjies is om nog besigheid te kry nie. So, jy weet nie altyd wat die situasie is, maar ja, in ons industrie is daar verskriklike, moeilike mense, ons padbouers is ons lief vir die dop en lief vir die vloekwoorde en goed so. Ja, en toe ek nou die Here ontmoet het die laaste tyd, en toe moes ek my lewe verander, het vanself, Jesus het my lewe verander, het was baie goed geweest, en die rol wat die Here in my lewe gespeel het, is tweevoudig, soos die een rol is, hy is 'n mentor nou vir my, want ek kan nie opkyk na die mense in my industrie nie, want daar is nie goeie christelike leiers uit die, direk vir wie ek werk noodwendig nie. So ek moet opkyk na hom, want hy is 'n perfekte leier, hy is 'n perfekte mentor in my industrie, in my werk en so. En dan is hy ook my vader, so hy is die een waar ek kan gaan om raad te vra, so hy is my vader, so hy is die een met wie ek kan praat elke dag en leierskap lei, en hoe hy in my lewe 'n rol speel is, ek sien altyd die kruis, Jesus se kruis is die kruis op die map wat die treasure byt is, en dis Jesus se kruis, en dan hoe om die treasure van die lewe te kry, hoe om die ultimate te wees, die ultimate doel in die lewe te bereik, is om by hom uit te kom, is om die pad te volg, en dan sien ek die woord, die Bybel as my padkaart na die kruis toe, dis hoe ek vir Jesus sien. Ja. Goeiemôre almal. Ja, as jy die vraag van my gevra sou gewees het voor 2011, sou ek nie kom antwoord het nie, want toe het ek 'n lewe geloop van grondpad lewe geloop in my lewe.
Maar dankie Here van 2011 af, toe wat die Here gegee het. Van daar af het ek deel geword in hierdie gemeente en dankie Michael vir jou mentorskap. So ek kan vandag met oortuiging sê dat die Here soos 'n pizzabeer. Hy is die fondasie van my lewe. So ek bou my verhouding met my gesin op hom. Ek bou my verhouding met my Jesus Christus ook so op hom. Selfs by die werk saam met my kollegas, my finansies, alles, bou ek so op die Here. Ja, ek sê net die Here, ek gee die Here al die eer net om voor te kan sit. Is in elk geval voorreg. Ja, so en die besigheid aan my werk ook, soos wat ek ook saam met hulle wil stem nie vanoggend is met verskillende mense in aanraking. So en ja, so ek het ook baie keer die vraag gevra op ons Bybelstudies en goed is nou kyk mens altyd op na iemand anderste, maar jy kan nie verstaan hoe omtree mense op soos hulle optree nie. En wat ek besef het om nie net 'n Sondagchrister wees nie, so jy moet net Sondag jou kerkpakkie aantrek en deel word nie, dit moet elke dag proses wees. Van 'n Maandag tot 'n Sondag mens Jesus uitleef. En daarom kan ek vanoggend oortuigend sê dat die Here is deel van my lewe in elke aspek. Dankie. Hou maar vas. Ons het ook gepraat van dit was my mooi vrou wat op die skerm gekom het. Ons het gepraat van as ons 'n openbaring het van wie Christus is en Janie daarna verwys, is dat die openbaring van wie Christus is outomaties dit word gereflekteer deur my lewe. En in ons vorige diens het Wessel gesê, partykeer is, as ek nou die spieël gebruik, hy het 'n ander voorbeeld gebruik, partykeer is ons spieël 'n bietjie vuil. En die refleksie is nie so duidelik nie, omdat die spieël vuil is. Maar die Here laat toe, dat ons nog steeds kom, en hy kom en hy maak ons spieël skoon, sodat ons Christus kan reflekteer. Want wie Christus in ons is die refleksie wat mense sien, daar buite. So ons het gepraat oor, wat is 'n Christen, en ons het nou 'n bietjie, sommer al klaar, 'n bietjie geluister dat baie mense sê, hulle is 'n Christen. Maar 'n Christen beteken, die woord Christen beteken, 'n volgeling van Christus. En 'n volgeling volg. En die wat nie volg nie, is nie volgelinge nie. Dis baie eenvoudig. Dis net die rasionele, logiese denke. As jy sê jy is 'n volgeling, maar jy volg nie, dan is jy nie 'n volgeling nie. So, daar's baie wat sê ek is 'n Christen, maar hulle volg nie Christus nie. Dit maak nie sin nie, maar dit is net woorde wat hulle sê. Maar Christen beteken, of Christus beteken, die gesalfde een. So wanneer ons nou hier praat, dan praat ons van, as Christus in my is die gesalfde een binne in my. En as die gesalfde een binne in my is die salwing van die gesalfde een ook binne in my. En dan wanneer ons teruggaan na die woord Christen toe, dan beteken Christen 'n klein gesalfde een. So ons lewens, ons is nie Christus nie, maar ons dra sy salwing in ons lewens. En ons dra hom in ons lewens, en ons verteenwoordig Christus. So, ons het verlede week 'n bietjie gepraat oor die 7 berge van die kultuur. Die 7 berge van die kultuur, dis nie 'n geestelike ding nie, dis net die praktiese ding van die 7 berge, die invloede wat maak dat 'n kultuur is. En hier is die 7 berge van 'n kultuur. Godsdiens is nommer 1. Nie Christendom nie, net godsdiens. Die godsdiens van daardie groep. So ons kultuur in Suid-Afrika word bepaal deur die godsdiens in Suid-Afrika. En as die invloed daar is, dat ons die invloed het om dit te verander, dan sal Suid-Afrika 'n Christenland wees.
Suid-Afrika is nie 'n Christenland nie, Suid-Afrika is 'n sekulêre land. Maar ons kultuur behoort te kan wees omdat daar genoeg Christene is wat 'n invloed kan bring. Die slim ouens sê dat 3 tot 5% van 'n groep bepaal die kultuur. So, wat 'n kultuur is in ons land word bepaal deur wie die invloed in ons land. So godsdienst is die eerste een. Die tweede berg is besigheid, ekonomie, die besigheid en besighede, wat natuurlik in ons omgewing baie gefokus is ook op die boerdery. En dan familie en vriende. En dan opvoedkunde in ons land bepaal die kultuur van ons land. Kuns en vermaaklikheid bepaal die kultuur van ons land. Die media bepaal verseker die kultuur van ons land. Ek het nou die dag, toe luister ek na die media, en ek luister na wat hulle sê, die Afrikaanse media, en ek luister na wat hulle sê, en dit wat hulle sê hulle, asof die hele Suid-Afrika saamstem. Maar intussen is dit net 5% wat dit glo. Maar hulle bring dit oor, en hulle bring die res van ons mense in, en dan die prentjie word, ons kultuur is so gevorm. En dan natuurlik regering, waarvan Janie 'n bietjie nou gesels ook 'n bietjie uit sy eie opset, nie ons landregering nie, maar net regering in die algemeen, en waar ons 'n invloed kan hê. En so die vraag is, hoe kom ons as Christene, as die kerk, as die lewende kerk, hoe kom ons op 'n plek waar ons 'n verskil kan maak op ons werk? 'n verskil kan maak op daar waar Christus ons geplaas het. Nou, almal van ons kan nie 'n invloed hê op president Ramaphosa nie, behalwe die gebed natuurlik. Maar ons kan nie anders 'n invloed hê op ons president nie. Maar daar waar ons is, kan ons 'n invloed hê. So ek wou iemand anders die eerste kans gee, maar ek gaan vir Janie die eerste kans gee om 'n bietjie te gesels oor die rol wat die Here hom geroep het om 'n verskil te maak, nie net vir hom, ander mense ook in die hele vaart van ons eie gemeente ook saam, maar hy wat leiding neem daar. Die Here het hom geroep om 'n verskil te maak in ons kultuur, by die besigheidsforum, en so ek wil hom 'n bietjie kans gee om 'n bietjie daaroor te gesels. 'n klein kansie soos wat Philip sê, maar deel wat op jou hart is. Alright. Vir my kom weer terug as na die heel eerste vraag toe, wie is Jesus vir my nou? Ek dink almal ken seker al die storie hoe ek beland het binne in hierdie verskriklike moeilike omgewing waar ek myself bevind tans, wat die besigheidsforum is. Ek was gekies as distrikslandbou-unie se voorsitter sonder dat ek in die vergadering was, en ek was 'n opdrag, daar's 'n opdrag aan my gegee wat ek moes doen, wat eintlik 'n onmoontlike saak was, en soos wat ek hierdie ding begin aanpak het en besef het dat en te danke dat ek weet wie Jesus vir my is, hoor jy daai stem, dat daai leiding van die Gees, mense, is so deel van jou, die wysheid wat jy ontvang van Jesus binne in jou is absoluut die cherry op die koek. En soos wat die Here vir my en my span toe gelei het, en deur al die duisende vergaderings ensovoorts, het ons dit uiteindelik reg gekry om 'n tafel te kon sit met die regering op alle vlakke, en wat ons kon begin het met onderhandeling. So die Here, dit is glad nie dat ek self, en dis 'n punt wat ek wil maak, dis glad nie dat ek self gedink het, eers maar ek wil 'n verskil maak daar buitekant, en ek wil die dorp red, of die nasie red, of wat ook al nie. Die Here het sy manier gebruik om my op 'n spesifieke plek te plaas, en as hy jou gekies het, en jy vertrou op hom, beloof ek vir julle, hy maak hy weer vir jou oop. Daar's meer as een keer wat dit eintlik, dis net toe deure, en wat hy deur vir ons oopgemaak het, en nie net enige deur nie. Dit is iets wat ons nog nie eens aan gedink het nie, en so is die pad wat hy met ons gestap het.
Maar as ek nie geweet het wie is Jesus vir my nie, sou ek nie die Here se stem gehoor het nie, en sou ek nie die geleentheid gehad het om te kan verteenwoordig, om my invloed te kan hê binne in 'n omgewing waar ek regtig invloed het. En ek wil sommer deel wat as ek myself bietjie kan blootstel, is dat die moeilike gedeelte van dit is regtig om elke dag op te staan en soos wat Michael laas vandag gepreek het, daai verskriklike negatiewe omgewing waarin jy jouself elke dag bevind. Jy word vol van al die negatief en al die sleg en dan begin jy baie keer verloor wat die Here se plan is met die hele ding wat hy in my hande geplaas het. Jy wil die verantwoordelikheid op jouself neem en sê, right, hierdie is my verantwoordelikheid. Die Here het my die verantwoordelikheid gegee om X, Y en Z te doen. Hy het vir die verantwoordelikheid gegee, maar jy dra nie daai verantwoordelikheid nie. Jesus dra daai verantwoordelikheid binne in my, dra hy die verantwoordelikheid vir my. En dit is die lewende water wat Jesus oor my uitstort om my skoon te maak, dat ek die volgende dag dit weer kan aanpak. Maar daar is regtig die Here het inspraak, die Here het regtig deure oopgemaak, daar's regtig 'n platform gestig waar ons sy koninkryk kan uitbou. En as ons net ons gedagtes bly fokus met Jesus binne in ons, want God het ons geskape na sy beeld, en as ons daai beeld vir Jesus binne in ons kan uitleef, soos wat Michael gesê het, dan kan ons met die kleinste geringe dingetjie binne 'n ontsettende negatiewe en korrupte wêreld kan ons 'n verskil gaan maak. En mense, ons het al 'n verskil gemaak. Ek dink die groot dinge op pad vir Jesus se koninkryk in Frankfurt, en ek raak, julle sien duidelik waaroor raak ek opgewonde. Maar regtig, dit is as daar waar die Here jou plaas, almal soos Michael, ek dink laas week of 2 weke terug gesê, jy wil nie 'n pastoor word nie. Moet asseblief nie een word nie, want dit is so lekker nie. Nou, dit is ook nie lekker wat ek doen nie, maar daar waar jy is, kan jy 'n verskil maak, maar soek vir Jesus, en as jy vir Jesus gevind het en jy weet wie Jesus vir jou is, beloof ek, hy sal aan jou openbaar wie en wat jy moet doen, en hoe jy dit moet doen. Wees dan gehoorsaam aan daai woord. Dit is 'n groot ding om gehoorsaam te wees. Dankie. Kobus, ek kom met jou gesels. Ons het, dit wat Jannie sê daar is so belangrik, want ons praat oor die gebed wat die Here vir ons gegee het, om te bid, die Onse Vader, bid ons en ons sê, laat U koninkryk kom, en laat U wil geskied hier op aarde, soos wat dit is in die hemel. So, Christus wil hê dat dit wat in die hemel gebeur, sy koninkryk en sy wil in die hemel, moet so op hierdie aarde wees. Maar die Here het ons nie geroep om te doen nie. Ons het dit 'n paar keer al gesê, die Here het ons geroep om te wees, Christus te wees. En in jou omgewing sit jy met in 'n besigheidsopset met baie mense wat negatief is. En jy het eintlik die voorbeeld van die spons waar ons verlede week aan die gang gekry het. Maar hoe wees jy? Hoe is jy net Christus? Sonder om te gaan, vandag staan ek op en ek gaan nou dit en dit doen. Hoe is jy net Christus in jou werksopset? Kan jy Michael mee te begin? As ons by die werk kom, eerstens begin ek in die oggende met 'n klein groepie mense saam met my. Ek deel woord en ek lees eerstens lees ek 'n skrifgedeelte, dan deel ek woord wat die Here op my hart lê, deel ek vir hulle uit. En dan soos wat ons al reeds genoem het, ek is 'n produksiebestuurder, so ek het die voorreg om rond te beweeg tussen verskillende afdelings. En dis nie dat jy situasies gaan soek om 'n Christen te wees nie, dit kom net van self. So baie kere het ek byvoorbeeld by 'n kantoor verby, dan is daar argumente tussen persoon A en B, en soos die dag verloop, later aan die dag byvoorbeeld, dan kom hierdie persoon A na my toe, dan deel hy wat daar gebeur het, en nou moet ek nou uit die woord uit vertel, so hoe hulle die situasie moet oplos, want dan sal hulle nou vuur en vlam vir mekaar vermoor, en ek glo die Here het ons op om 'n vredemaker te wees, en dan wat ek gewoonlik doen is, dan deel ek uit die woord uit, hoe hulle daai situasie sou moes hanteer het.
En baie keer dan kom hulle terug, as hulle dankie, agterna, dan hoor hulle tevrede gemaak met mekaar, en dan bijvoorbeeld beweeg het weer na 'n ander plek, en dan sit bijvoorbeeld onder verskillende bestuurde teenoor ondergeskikte. Dan kom die ondergeskikte na my toe in dieselfde situasie. En dan moet ek my eie kollega wat op dieselfde vlak as ek is gaan hanteer. En dank die Here daarvoor, hy wys my, hy leer my hoe om te hanteer. So baie kere doen ek nie dadelik nie, wag maar ons tot iets afgekoel het, en dan roep ek die persoon in. Dan sê ek hom, hoe jy daar gehanteer het is verkeerd. En ja, so dis hoe ek het hanteer namens Jesus Christus. Ek is soos ek sê altyd, almal van ons, die Here vra nie perfekte mense nie. Die Here gebruik doodgewone manne en vroue om 'n verskil te maak. Ons is die lig en die sout. En wat ek baie keer by die werk ook deel, jy kan nie die lig wees en weggesteek wees nie. 'n Lig is daar vir almal om aangesien te wees, om Jesus te reflekteer. En ook baie kere gebeur dit so, en ek het al baie kere verby, ek weet op die bestuurders bygeloop, maar hoor ek, hulle praat, dit is hoe mens werk in die besigheidswêreld. En jammer vir hulle, daar is een manier, en dit is God se manier, die koninkryksmanier hoe mens moet werk. En dan gebid ek en vertrou die Here, en vra die Here, en dan wys hy vir my, dan gee ek my woord. Dan kry ek partykeer by daai, dan sit ek sien nie, dan praat ek die direkteur. Dan kry ek die geleentheid om dit te deel met hulle, om tot te sê, maar dis hoe dit wees. En wat die Here ook besluit, kan jy nie toesluit nie, wat die Here toesluit, kan jy nie oopsluit nie. So dit is hoe het werk. Dit is die manier van hoe die woord werk, hoe God werk in ons. En dit is ook by myself by die werk verteenwoordig. En ja, ek het 'n hele paar, nie een van my manne uit vandag nie, ek het by die werk ook, het ek 'n paar disippels, wat ek ook disippelskap gee, en ek kry maar hier by Michael voer my, en ek voer hulle weer. So, en dis maar hoe dit werk. Ja, dankie. Bouwens, Kobus het nou verdeel oor ons moet die lig wees. Die Here sê nie, jy moet jou lig aanskakel nie. Hy sê nie, daar is tye wat jy met jou lig aansit en jou lig afsit en so nie. Hy sê, eintlik 'n skrif wat ons verlede jaar baie oor by stilgestaan het, is Jesaja 60, waar hy sê, laat ek hom in Engels quoteer, want ek kan hom nou nie in Afrikaans quoteer. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. En dan sê hy, and darkness shall cover the earth. And deep darkness, en ons grapie natuurlik, sê ons, dis Eskom, maar dis nou nie die grapie. Maar, darkness shall cover the earth, and deep darkness shall cover the earth. But my glory and my light shall be upon you. Hoe leef jy? Want dis nie wat jy doen, alleenlik wat jy doen, maar dis ook om net te wees. En in jou situasie tussen 'n klomp ingenieurs en 'n klomp mense met wie jy werk, hoe leef jy net om lig te wees? Ons, ja, soos my posisie waar ons werk ons baie saam met kontrakteurs en ingenieurs, en ons ingenieurs is geneig om te dink ons is beter as die res, want ons het 'n wiskundige graadjie agter ons, en ons hoef nie ons hande vuil te maak nie, en dan dink ons maar eers ons het nou soveel jaar geswat, en dan kyk jy kom jy op site, en dan is daar mense wat nie regtig weet wat hulle doen, of hulle is maar kontrakteurs, met respek gesê, hulle is kontrakteurs, so hulle moet nou die werk doen, en jy moet nou vir hulle instruksies gee, en dan moet hulle die werk doen. En die Here het nou die laaste tyd na my toe gekom, ek moet doodgaan in daardie beeld wie ek was, of wie ek dink ek is, of my ingenieurskap, as jy so wil sê. En dit het my forceer om te gaan uitlewe wat God wil hê, en dit is oorsaak dat ek my hande moet vuil maak, en die werkers werk oorneem, en vir hulle te wys wat hulle moet doen, en nou, ek het nie gedink, dit sal 'n rol speel enigstens in God se koninkryk, ek het nou nie dit geimagine toe op die einde van die dag nie, maar as ek nou op site kom, en dan kom hulle na my toe, en hulle vra raad, en hulle doen wat ek wil met Jesus doen hulle nou met my, wat vir my, ek het dit kwaad te verwag nie, ek het meer gedink, hulle gaan kwaad raak vir my, en frustreerd raak, dat ek hulle werk wil oorneem, maar ek het ook agtergekom, dat, God wil hê ons moet 'n rol speel in daai mense se lewe, om vir hulle leiding te gee, want, in deesdae se wêreld, dit is nog nie baie leiding wat vir die mense gegee word, het ek ook besef te later. Maar ja, dit is maar my manier om te gewees het, en om te wees, en vir Jesus te wees is, om nie jouself te wees nie. So ja, dit is wat ek probeer doen elke dag, as om maar heel te doen. Dankie. Philip, op 'n ligte noot,
Daar was 'n dag wat jy by 'n plaas ingekom het. Ek dink dit was 'n plaas en daar was 'n hond. Vertel ons net gou die storie van die hond in die plaas. Dankie pastoor. Kom ek begin hier, voor ek na daardie storie kom. Met die regering, veral ons plaaslike regering. Julle weet wat die probleme was, so die afgelope paar jaar, het ek met hulle gespook, en dat daar verskriklike bakleierheid tussen ek en hulle gekom het, dat ek vir hulle sê, hoor nie so, ek gaan vir julle op julle knieë bring. As julle so aangaan, as julle dinge so hanteer, een dag is julle op julle rug. Toe gebeur dit. Die ou elektriesslag op al hulle voertuie en verwyder ek hulle op. Ek gaan tot in hulle bankrekenings uit, ek vat hulle geld, tot daar zero balans op hulle bankrekenings is. En die gemeenskap begin nou vir my ook skakel met juffrou, hoor so, munisipaliteit sê, hy kan nie sy werk doen, want jy beslag hulle op hulle voertuie, jy beslag hulle op hulle geld, wat is die probleem? Tot die werkers sê, ons kan nie ons pay kry nie, die word vir ons gesê, jy het hulle geld gevat, wat gaan nou aan? Ek doen my werk. Gelukkig, sê pastoor Madeleine vir my eendag, dinge het baie sleg gegaan met my, sê pastoor Madeleine vir my, hoor die so, jy gaan nergens, jy bly daar. Ek vat hulle net so hierso, tot hulle plat lê. Ek vat hulle aan hulle, dat hulle hiervoor, dat hulle plat gelê het, dat hulle op die ou uit erken, dat hulle verkeerd gedoen het. Ek is so bly, dat 2 dae terug, sê hierdie nuwe burgemeester, wat 'n paar maande daar by my gewerk het, moet hy nog 'n verhaal kom. Ek vra hulle vir hom, waar het jy gewerk? En hulle sê, ek het by die bankie gewerk. Sê hulle vir mekaar, van vandag, ons behoort ons dinge reg te doen. Hierdie man is nou hier om ons te spaai. Hulle het gevoel, ek hulle keel vastgedruk het. En die arme mannetjie wat daar by my gewerk het, is toevallig nou hier by hulle, is nou vandag burgemeester. Hulle sê, julle moet nog baie versigtig wees. Hier's nou 'n spaai, hy kom op ons kyk. Ek hoop gaan julle nou hulle dinge reg doen. Ek is uitdruklik gespreek. Dankie vir pastoor Madeleine, wat vir my daai dag gesê, moenie so, jy gaan nergens, jy bly hier. En daai dag, ek dink baie skeef geloop. Eendag was ek op verlies, op vrede waar ek ook ek gehelp het. Ek moes nou in daai plek ingaan, om daar as ek te gaan parkeer. Die hek is oop, maar sien ek niemand. Ek stap toe in die yard in, daar's klomp skripsvoertuie wat daar gestaan het. Ek stap tot naby een van die voertuie, vragtig hier kom 'n rolbaier onder daai voertuig. Hy is net so groot hond. Hier kom hy uit onder die kar en kyk hy vir my so. En ek is net hier naby hom. Ek het nie 'n kans om agteruit te gaan of weg te hardloop, want ek sien hierdie ding gaan vir my byt. En as hy vir my gaan byt, ons gaan baklei en hy gaan vir my doodmaak. Die deur is oop, hier kom niemand uit, dit is ek en hierdie hond wat vir my vandag moet doodmaak. Maar nou kyk ek vir hom ook so, en wys ek hom met 'n vinger en sê, jy, in die naam van Christus, gaan jy my nie byt nie. In die naam van Christus gaan jy my nie byt nie. Ek en hy kyk mekaar so, terwyl ek agteruit loop. Tot ek by die hek gekom het, toe maak ek die hek toe, sonder dat ek my gebyt het. Weet jy wat, sê van die mense, wat glo, of wat in die Here glo, sê vir my, daai hond sal jou nie byt nie, want toe hy vir jou sien, hy sien Christus. Daai hond sal nie Christus byt nie, want hy sien Christus, daarom het hy jou nie gebyt nie. Dankie. Ek het daai storie laat hy dit vertel, want ek kom nog by Jannie nou eers weer. Jannie, as ons luister na hierdie stories nou, 'n snaakse storie, maar as autoriteit wat ons het, wanneer ons in Christus is. En die autoriteit wat ons het, is nie die wêreldse autoriteit nie. Dis 'n autoriteit wat binne ons is, want Christus is in ons.
En in jou rol wat jy speel, van op die plaas tot in die rol wat jy nou speel, wat 'n groot rol is, en ek wil vir julle sê, ek glo die rol wat Jannie speel, is 'n groter rol as wat ons besef, want dit is nie net 'n plaaslike rol nie, dit is 'n nasionale rol aan die einde van die dag, wat die Here hom gaan gebruik. Maar hoe beleef jy daardie autoriteit in situasies, en jy hoef nie die situasies te verduidelik nie, net in 'n situasie, hoe beleef jy hoe Christus se autoriteit so deur jou vloei? Ja, dit is 'n groot een, Michael. As ek kan teruggaan na wat jy ook terug van die vooraf gesê het, was dat of dat eers dit sê, Jesus het die mag, alle mag in die hemel en op die aarde. En as Jesus binne ons is, het ons daai mag. En ons sit met al die autoriteit, met al daai, dit was Petrus hulle wat geloop het in hulle skaduwee wat op die mense geval het, en hulle was genees gewees. Mense, ons sit met daai mag en daai autoriteit wat ons het met Christus binne ons. En as ek dit van toepassing op situasies, as ek 'n vinnige enetjie kan noem wat die in Kairos gebeur het, is ons het dit reg gekry vir die eerste keer om met die hele regering van nasionaal, provinsiaal en distrik al hulle leiers om 'n tafel te kry en dit was so lekker geweest om 'n tafel te kry hier binne in Kairos vir 'n workshop van 2 dae. En ons het glad nie geweet wat om te verwag nie. Ons het glad nie geweet hoe ons dit gaan hanteer nie. Ons het nie geweet wat gaan uitvloei uit hierdie workshop uit nie. En daai workshop was toe op die einde van die dag die basis van waar ons vandag werk en wat ons vandag doen. Maar ons het regtig letterlik gegaan en gesê, maar Here, nou jy gaan nou moet oorneem. Jy gaan regtig moet leiding gee, want ons eers geweet waaroor om te praat en wat noem ons vir hulle, wat sê ons vir hulle. Ons het niks geweet nie, ons sit saam met al die groot koppe, tot 'n minister, was die twee ministers, was 2 ministers op gewees wat gesit het. En ek het die voorreg gehad om die eerste speech te kon gee. Dit was 'n redelike lange, dit is so na 'n uur toe, daai het ek nog baie sê, of min gesê, baie gepraat. Maar dit is hoe die Here oorgeneem het, 100% oorgeneem het en deur my gepraat het, asof dit nie ek is wat praat nie, asof ek het nog nie aan dit gedink nie, die gedagtes, en dit klink onwerklik, maar binne daai situasie, mense, is dit so werklik as wat kan kom. Ons het, as jy staan binne daai autoriteit, het jy die selfvertroue, jy die atmosfeer rondom jou, om daai invloed te kan hê met die mense. En waar nie een van hulle, dink ek, regtig Christene was wat daar gesit het, of dit regtig uitlewe nie, het hulle geluister na my wat ek sê. Hulle het my na die tyd het hulle nie gevra maar wat gaan aan met die compact of hoe het julle by dit uitgekom of wat ook al nie. Hulle het met my gepraat oor dit wat ek gesê het van daar vooraf. En dit wat ek gesê het, is Jesus wat binne in my gepraat het. En alle eer aan hom daarvoor. Dit is nie my oulikheid en my mooiheid nie. Ek was soos Michael die fasiliteerder hier is, was ek maar net die fasiliteerder van God se plan met Jesus binne in my. Daar ek besef dat ek kan dit wat ek hier aanpak, as ek dit doen in die autoriteit van Jesus en ek gaan en ek luister regtig na hom, kan ek enigiets reg kry. Nie uit my eie wil nie, maar as ek praat, dan luister die mense. As ek die invloed het, dan het ek ordentlike invloed. Ja, dit is iets wat ek beleef het en nog steeds vandag beleef. Jy moet net daai autoriteit aanvaar. Die oomblik as jy dit aanvaar, het mense het jy gewen. En as jy in autoriteit kan staan vir Jesus, hoef jy niks verder te doen nie. Niks nie. Jesus doen aan alles deur jou. En ek rem nou vrees as ek dit sê, want dit is seker my grootste openbaring in hierdie hele proses.
waarmee ek besig is. Ek sluit af, ons kom na einde toe, maar ek wil met Kobus so vir Oulaas, as Christus in ons is die volheid van Christus in ons. Die autoriteit, sy salwing, sy krag, sy volheid is in ons. Maar as ons alles het, en ons het nie die liefde nie, sê die Bybel, dan beteken dit niks nie. En Kobus vertel ons net oor hoe om mense lief te hê. Jy is in 'n situasie waar jy met diverse mense werk en waar jy met verskillende rasgroepe werk en verskillende ekonomiese sosiale groepe werk. Waar pas die liefde van Christus daarin in jou opset? En in almal van ons opset in die einde van die dag. Michael, wat ek kan maak is, ek gaan 'n voorbeeld gebruik om dit te kan illustreer. Ek het so rukkie gelede, was daar konflik tussen 'n persoon wat in 'n bestuursposisie was en 'n ondergeskikte was nou swart man gewees. So en my basies was ek daar by kantoor. Ek het ingestorm in die kantoor en redelik afgegaan en tekeer gegaan en ek het stil gesit en die Here gevra, Here, wat moet my hier antwoord? En ek het toe die bal na hom toe gegooi om te vra, wat voel jy, moet jy in hierdie situasie hanteer, hoe moet jy hanteer? So ek kon as ek nou in my vroeë lewe gesê, maar hartopregtig gaan gee op prosedure toe, of jy maak so, ek kon het omskep het as 'n tipe van 'n rassistiese voorbeeld, maar ek het nie so gebruik nie, ek het die gevoel, maar praat met hom, ek vra vir hom toe, ja, hoe sal hy het hanteer het? As hy in dieselfde posisie was, wat sou antwoord sou hy gegee het? En hy daar gestaan en ek kon nie op die oomblik antwoord nie. En ek sê toe vir hom, ek het hom 'n paar opsies gegee hoe die ding moet hanteer. En ek het toe vir hom onder andere gesê ook om vir die persoon te bid. En ja, hy het nie dit regtig opgeneem nie, want hy's nou briesig. En ek het sê kyk nee, maar soos ek sê, ek was geduldig en dit is maar hoe mense Jesus se liefde reflekteer. En ek het ook gegaan toe na die persoon wat nou met hom konfrontasie gehad het. Toe het net so na 2 gekom by die weeslik, stap ek reg in hom toe. Toe sê ek vir hom, die persoon het my kom klaar met dit situasie en hy wil op daar af en ek sê vir hom nee man, dit werk ons nie so nie. Ek sê 'n mens kan ons nie en ek noem die woord net so Christen in werksplek. Ek sê hoe moet mense Christen in werksplek wees? En ek sê as jy tyd kom na my toe ek goed met kan deel. En dis hoe ek voel die Here rig ons op en Reinhard het die een oggend by die manne by daai vers gegee van die vredemaker. So die Here rig ons op as vredemakers. En vredemaker moet ons, jy moet 'n kant van twee kant af kyk en dit is hoe mense ook God se liefde reflekteer. Ek kon nou die een kant gekies het en aanspraak gemaak het, ek kon dit so gekies het. En dit gebeur redelik baie. So en dit is goed wat nie by bestuurders uitkom nie. So dis deel van jou alledaagse take ook om daai tipe goed op te los hierdie dag. So jy vat eintlik, jy bring God se kalmte, God se rustigheid uit tussen jou werkers. En so, ja, dit is wat ek maar beleef by die werk. En so, en ook, en liefde ook vir mense, ek het vooraf ook om hier by Kainos met die klomp, so toe kindertjies oor te kan deel, want die Here let op in my hart, weet is om liefde te kan deel, want as jy nie liefde het nie, jy kan alles hê. En dis wat ek ook altyd op kyk na. Baie mense, baie keer sê jy is 'n volgeling, jy is kind van die Here, maar as daar nie liefde is nie, dan is daar iets kort. Want dis die belangrikste ding, is die liefde, want God is liefde. En hy wil hê ons liefde onmekaar deel. En dis maar wat ek kan deel. Dankie. Net om af te sluit, daar is die lig van Christus is in ons. En waar ons kom in donker situasies, daar skyn sy lig. Maar die belangrikheid daarvan is om beskikbaar te wees vir Christus. Net beskikbaar te wees. Ons hoef niks te doen nie. Ons leef in 'n wêreld wat sê jy moet doen. Maar ons kan net wees soos wat ons net gesê het. Net terwyl ons is. Want wanneer jy in 'n situasie kom soos wat Janie nou gedeel het, jy kom in 'n situasie en eintlik het jy nie die antwoorde nie. Maar Christus het die antwoorde. Eintlik het jy nie die invloed nie, maar Christus het die invloed. En om daardie invloed deur jou te laat vloei. En as gemeente
hier, is ons, en ons het dit gedeel die afgelope tyd, is ons hart is om Christus te leef. En dan kom daar 'n deel wat net bygevoeg word, wat ons nie moet misverstaan nie, is die gehoorsaamheid. Want Christus in ons gaan nie die werk doen nie. Hy doen dit deur my. En ek moet beskikbaar wees en gehoorsaam wees om te reageer. En dit is die voorreg om te wees deel van 'n gemeente soos hierdie, almal van ons. Hierdie gemeente behoort nie aan my nie. Hierdie gemeente behoort nie aan enige spesifieke persoon of denominasie of groepering of wat ook al nie. Hierdie gemeente is 'n gemeente waar ons gekies het om Christus deur ons te laat leef. En ek sluit af net met 'n paar getuienisse of 'n paar dinge wat ons so beleef. Ons het so 'n paar 2-3 jaar terug, toe is daar een van ons swart mense kom met sy 3 kinders. En die volgende week toe hy weer kom, toe is daar 5 kinders saam met hom. En toe hy weer kom, toe is daar 10 kinders. En op 'n stadium, toe sit ons hier in die diens, en hier sit hierdie man met seker, ek kan nie eens onthou, Madeleine sal maar seker 10-15 kinders wat saam met hom sit. Maar hulle kom elke Sondag, kom hulle terug. Elke Sondag kom hulle terug, elke Sondag kom hulle terug, en hulle sit net in die diens, want ons kan hulle nie saam in die kinderkerk uitstuur nie, want hulle verstaan nie Afrikaans of Engels nie, en ons ouens wat die kinderkerk hou, kan nie Sotho praat nie, en om met 'n tolk die hele ding te doen, gaan nie werk nie, so ons kan hulle ook nie uitstuur Sotho. Nou sit hulle hier elke Sondag, hulle verstaan niks nie. Al wat hulle doen is, hulle kom, en volgende week is hulle weer nie, die volgende week is hulle weer nie. En ons kon nie verstaan hoe hierdie kinders elke week saamkom. Hulle verstaan niks nie, hulle sit stoepstil, hulle raas nie, hulle beweeg nie rond soos ons ander kinders nie. Hulle is rustig en hulle sit saam, totdat ons agtergekom het. In hulle gees beleef hulle Christus. Hulle hoor niks met hulle ore nie, maar hier binne gebeur dinge. En uit dit het ons besef, ons moet iets doen. En nou terwyl ons hier sit, is daar in die saal, tussen 60 en 80, Sotho kinders, wat nie Engels of Afrikaans verstaan nie, of goed genoeg verstaan dat hulle die woord kan ontvang nie. Maar hulle is daar binne, en ons swart pastore is met ander hulpes is besig om met hulle te werk, en hulle die evangelie te gee, en hulle te lei, en hulle te laat groei in Christus. Net hier by ons, 'n deel van Christus, wat in ons is. En die wonderlik daarvan is, en dis waarmee ek wil eindig, is dat ons hoef nie 'n geleentheid te gaan soek nie. Ons moet net beskikbaar wees wanneer die geleentheid kom om Christus te leef. Want die Here stuur die geleenthede ons pad langs. Ek gaan Oekraïne toe, want die Here stuur my so toe. Maar die Here wil jou nie Oekraïne toe heel waarskynlik stuur nie, en ek dink dat die Vader saam met my gaan in elk geval volgende jaar. Maar die Here wil jou nie heel waarskynlik wil die Here nie Oekraïne toe stuur nie, of Botswana toe stuur nie, of Israel toe stuur nie. Daar waar jy is, bring die Here die geleenthede na jou toe. En dan wanneer jy ons gehoorsaam is om Christus uit te leef, is dit die tyd wanneer daar 'n verskil kom in lewens en in ons kinders se lewens. En ons is bevoorreg, ons gaan volgende week kry elkeen van hierdie Sotho kinders kry 'n splinternuwe Bybel as 'n geskenk volgende week. Want dit wat ons kan doen is net nie natuurlike, maar dit wat Christus doen hy net deur ons. En ons vertrou dat hy die woord gaan lewendig maak vir hulle. Ons vertrou dat daar waar jy in jou werksituasie is, dat die Here die geleentheid langs jou pad sal bring, maar dat jou oë en jou ore sal oop wees om die geleentheid te sien,
om te hoor wat die Here vir jou sê en dan net op gehoorsaam te wees en Christus uit te leef in jou omstandighede. Party van julle sit hier vandag en julle sê, maar jy ken nie my baas nie. Jy ken nie my werkers nie. Jy ken nie die mense by wie ek te doen het nie. Jy's reg, ek ken hulle nie. Maar weet julle wat? Christus ken hulle. En hy het jou daar geplaas omdat hy jou daar wil hê, sodat jy 'n verskil kan maak om Christus uit te leef. So ons kom na einde toe om vandag met hierdie gesprek net om te sê, dankie eerstens vir julle wat deelgeneem het vandag en julle harte 'n bietjie oopgemaak het en julle self 'n bietjie blootgestel daardeur. Maar meer as enigiets anderste het ons gesels net om te sê, dis nie oor ons nie. En elkeen van julle het dit eintlik gesê. Wil jy laaste ding sê? Voor ons toemaak, wil ek net een dingetjie sê oor die liefde. Mense moet vir Christus liefde hê. Ons moet baie lief hê. Wat ek gister gesien het en gister ervaar het, was vir my baie interessant. Ek kon dit nie glo nie. Die TV en die selfoon. Toevallig het ons 'n probleem by my huis gehad oor ons die kouder of so iets. Ons het 'n probleem gehad wat ons mee afgelope 3 dae mee gesukkel het. Dan gister moes ons nog die ding daar by die winkel vat, dat hulle daarna kan kyk. Terwyl ek daar staan, daar kom klomp mense in. Hulle kom in en uit. En van hulle begin vloek, van hulle squat en so aan. Hulle bring hulle die koders en hulle kla oor hierdie ding, oor daardie ding. Op die ou end kom daar iemand, die ou sê, hoor hierdie ding, moet jy voor 2 uur klaar, maar van 2 uur begin die rugby. Ek moet die rugby sien. Jy moet, wil jy by hierdie ding wil ek om reg hê. Terwyl ek ook daar staan en vir my dekoder mag. En die tannie wat daar werk sê vir my, ja, hierdie ding is baie belangrik. Daar by ons huis, my man, as hy by die huis kom, hy is op die TV met die game, hy speel die game vir ure lang, terwyl ek daar sit met my selfoon, kyk nie na die TV nie, ek kyk net na my selfoon. Ons is alweer besig vir ure lang. Van die mense kom daarin, dis 'n vrou en 'n man, hulle is vir mekaar kwaad. Want sê die man, die vrou het die TV gebreek. Daarom kan die TV nie speel nie. En ek kon sien, mense is baie besig en hou van die TV en die selfoon. Dit hou hulle baie besig. Dus as hulle vir Christus so lief gehad het, en hulle kyk spandeer op Christus, so dinge baie beter gaan. As die TV en die selfoon. Vroeg in die oggend, 3 in die oggend, kom ek in my dogter se kamer, pragtig hier lê sy slaap en kyk na die selfoon kyk. 3 in die oggend, van die huis is ligte is aan, jy kon sien, en hy is nog besig met die TV. Mense moet nou 'n bietjie tydjie maak vir Christus. Want as ek so kyk, aan TV en selfoon werk, dat hulle nie meer tyd het vir Christus. Ek dankie. Sal ons Christus lief hê, meer as enigiets anderste in ons lewens. Dankie, kom ons bid saam, en dan sluit ons af. Vader, dankie vir 'n gesprek wat ons kon gevoer het, om net te besef, ons kan nie sonder U nie. En wanneer ons in ons eie krag beweeg, en in ons eie self, op ons eie self fokus, om die antwoorde te kry, sal ons nergens kom nie. Maar wanneer ons het ons harte oopgemaak vir U, maar wanneer ons toelaat, dat ons harte nie net oop is, sodat U kan inkom, maar dat ons harte oop kan wees, sodat U ons, deur ons kan uitleef, na ander toe, sal ons 'n verskil kan maak. Elkeen van U het ons geplaas in 'n situasie en in 'n plek, sodat ons U kan uitleef en U werk doen, nie uit werke uit nie, maar uit 'n verhouding wat ons met U het. Ek bid nou, Here, Ekskuus, ek bid nou.
vra dat die volheid van Christus wat binne ons is, deur ons sal leef. In hierdie week, in ons werksplek, eerstens seker sommer in ons huis, dat die liefde en die volheid van Christus deur ons sal vloei en deur ons sal werk. Ons het U lief. Dankie dat U liefde in ons is en dat die liefde ons vul en vloei deur ons lewens. In Jesus naam. Amen.